Goeiemôre julle. Gaan dit goed oom Louis? Dis sy. Ek wil julle met gou julle oë toemaak. En steek julle hande op, reguit op. Kyk op na die hemel toe en gee vir God 'n amazing druk en sê gelukkige Vadersdag my hemelse Vader, en weet net dat ongeag of jy nog 'n aardse vader het en of jy al jou aardse vader verloor het, dat God jou Vader sal bly. Hy is lief vir jou en ons eer hom vir wie hy is. So dankie julle, en dan ons aardse vaders. Ek wil hê al ons aardse vaders moet gou vir my staan asseblief. Ek wil net gou vir julle 'n skrifgedeelte lees in Timoteus 6 vanaf vers 11 sê hy, "But you, O man of God, escape these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience and gentleness. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, to which you are called and have made a good confession before many witnesses." En Timoteus of die skrif sê vir ons as vaders word baie keer op neergekyk, of ons vaders het baie keer 'n las wat hulle dra, of 'n naam wat hulle gegee word. En baie keer voel dit vir ons asof ons as vaders nie werd is om vader genoem te kan word nie. Baie keer word ons seer gemaak deur kinders of deur ander mense wat vir ons wil kom sê, maar jy kan nie daai rol van vader vertolk nie. Maar hy sê, hy man van God, staan op. En as ons volgens die woord kyk, man van God, het hy jou priester en 'n profeet van jou huis gemaak. En het jy die reg om op te staan as 'n leier in jou huis. En ek wil alles wat kom bid, dat alles wat teen ons vaders gesê is, alles wat die wêreld ons vaders toegesnou het, kom sê, Here, kom vat hierdie las af. En ek wil net laat ons saam bid en sê, Here, dankie vir elke vader wat vanoggend hier so staan, elke vader op die livestream, elke vader in hierdie wêreld, Here, wat opstaan en sê, maar ek is 'n vader vir my huis, Here. Ek wil bid dat hulle u liefde sal ervaar, Here, en dat hulle volgens u woord sal leef, dat hulle sal sien, maar Here, u het hulle opgerig as 'n leier en 'n profeet van die huis, Here. Ek wil bid dat hulle sal opstaan in geloof en die geveg, die goeie geveg in geloof sal veg, Here. En daardie gedagte sal verander om die gedagtegang van Christus vir ons vaders te hê, om te sê, maar ek is goed genoeg. Ek is waardig. En ek eer u daarvoor, Here, en ek wil bid, soos elke vader vanoggend hier staan, dat hulle voor u sal staan en weet, dat hulle waarde in u lê, en hulle waarde lê nie in wat die wêreld hulle noem nie. Ons eer u daarvoor. En Here, ons wil bid dat elke vader vanoggend en vandag 'n geseënde dag sal hê. 'n dag vol liefde en 'n dag vol waardering. Ons sê vir u dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. So al die vaders terwyl julle staan, gaan ons span net vir julle uitdeel. Ons gaan Andries, kan ons vra dat miskien nog van die jong mense daar agter hulle kom Ja. help? Ja. Tieners en die jong mense, baie dankie. kyk vir Sydney. Baie dankie, Sydney. Dankie Sydney. Alright, so saam met so 4 hierdie twee blokke. So elkeen wat staan vir hulle. Dan as julle die geskenk ontvang het, dan kan julle sit en mag elke vader vir vandag 'n geseënde dag hê. Dankie julle. Baie dankie vir die kinderkerk. Dankie Andries. Die van julle wat ons het 2 groot uitreike wat hardloop op 'n Vrydag aand. Andries hulle doen die een uitreik. Hulle het The Way Church. Hulle het 'n kerk op straat. Julle is welkom om hom by te woon, en dan Marlene en Giel hulle het uitreike so op 7 verskillende plekke in die stad. Julle is altyd welkom by hulle betrokke te raak. Ons eer die Here. Prys die Here. Iemand het vir ons 'n groot skenking van komberse gegee, maar hierdie ken nie die sakeman nie. Hy het net gesê
dit mag net gaan vir ouens wat op straat is. Nie vir ouer huis of niemand anders nie, mense wat op straat is. So ons het julle die voorreg gehad om die eerste 50 tot 80 konverse uit te deel. Vrydag aand, dis kosbaar. Hy sê want instansies kry tog hulp, maar iemand op straat kry nie hulp nie. En dis wat ons eer van julle, dat julle net aanhou. Julle hou net aan, en julle help hierdie mense. Maak nie saak wat nie. Ons eer die Here daarvoor. Dis kosbaar. Hierdie oom met die mooi snor hierso, oom Bosbok, julle moet vir hom ook enetjie gee. Daar is hy. Lief vir jou my ou vriend. Ou Bosbok, jy's kosbaar, hoor. Ons tieners, en as daar nog kinders is hier, wat graag wil gaan na die tienerkerk en dan die kinderkerk, julle is welkom om dan soontoe te gaan. Rivando is daar agter. Rivando, nee, bring jy vanaand die woord? Onthou vanaand, Rivando, ons is besig om op te lei, om die aanddiens te hanteer, vir hom en vir Stefan. So, asseblief, kom ondersteun hulle. Kom ondersteun hierdie jong mense, hulle doen 'n goeie werk, hulle harte is mooi. Hulle het 'n hart vir hierdie gemeenskap. En ons eer die Here daarvoor. Wat 'n voorreg om hier te kan wees. As ek en jy sê, ons het nie werk nie, ons weet nie wat om vir die Here te doen nie, dan wil ek vir jou sê, kyk net rond as jy in die dorp kom. Daar's baie werk. Daar's baie mense wat ons na die Here toe kan lei. Ek wil dan die volgende ouers vanoggend uitroep met hulle kind. Adrian en Cindelie, dit klink so bekend. Oor is my kinders daar uit die Kaap uit. Adrian en Cindelie, Delport, wat julle nie vir ons, hier sit hulle hier voor my. Hier is die hele familie, wonderlik. Wonderlik. Julle sal nou sien, daai kind is baie mooier as sy pa. Ek staan nie voor. Nee, sy pa is ook 'n mooi seun, amper so mooi soos my dogter. Ek gaan vra dat vir my leiers hier voorkom staan. Kyk, hierdie kinders toe hulle trou, toe sê hulle Kobai, toe gaan hulle Kaap toe. En hulle maak dit daaroor. Dit is net prys die Here daarvoor. Daar is hy. Dis wonderlik. Welkom ook vir die grootouers en die familie en vriende wat dit vandag saam met hulle kom meemaak. Dis wonderlik om julle elkeen hier te hê. Ek weet, dis dalk vir julle volksvreemd hierdie tipe kerk, maar dankie dat julle die guts het om hier na toe te kom. Ons waardeer dit. Ons eer die Here daarvoor. Ja. Hoe wy ons kinders aan die Here toe? Baie eenvoudig. Ons doen wat die woord van die Here sê. En ons wy 'n kind aan, ons seën 'n kind, soos wat die Here Jesus Christus geseën was in Lukas 2. En as 'n kind die ouderdom bereik waar hy tussen links en regs self kan besluit, dan kan hy besluit om homself te laat doop, soos dit die woord van die Here vir ons baie duidelik in die skrif sê. So dis hoe ons dit doen. En ja, dis nou een van my, hoeveel klein kinders het ek nou, Lee? 5. Een van die 5 klein kinders, en julle kan maar self besluit wat een is die mooiste. Hulle is almal so mooi. Ja, dis dan vanoggend 'n voorreg om hom te kan kom toewy aan die Here, en ek wil net die betekenis van sy naam gee. Ek het sommer die betekenis van die ander name ook hier bygeskryf, net my bril kry. Adrian, hy's eintlik Adrian Harry Adam of Adam Delport. Nee, kyk, hy het 'n blou bloedlyn hier, hoor, ek sal vir julle sê. Sy naam, Adrian se naam, beteken landbouer of boer. Nie, jy weet, boer nie. Daai boere wat oor see is nie, 'n farmer. 'n boer, daai tipe boer, né? Die geestelike betekenis, die landbouer berei met die verwagting van 'n oes. Die landbouer arbei met die verwagting van 'n oes. So saai die draer van die naam ook saad en kan 'n oes verwag. Die Here verskaf die oes en die vrugte. Daar's iets van 'n boer wanneer hy saai. 'n Boer moet altyd dit oorlos aan die daad van God. Kyk, as daar nou een beroep is, alhoewel boere nou baie kommersieel is en groot sakemanne is, moet hulle nog steeds die Here kan vertrou. Want daar's 'n risiko wat hulle nie hulle kan dit nie beheer nie. Dit kom net van die Here af. En weet jy, net so mense lewe ook, o groot oog, die mooiste kind. Is dat daar's 'n plek in ons lewe wat risiko is, wat ons net die Here kan vertrou, en dit noem ons geloof. Nou die vers wat hiermee saamgaan, is eintlik 'n fenominale teksvers. Matteus 9 vers 37. Toe sê hy vir die disippels. En hierdie is belangrik, want ons dink baie keer, maar jy weet, Here, ons bid vir bekeerlinge.
Die Here sê die bekeerling is lankal daar, julle moet hulle net gaan haal. Hy sê die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Die oes is groot, maar die arbeiders is min. En mag hy vroeg in sy lewe ook besef dat as hy op daai plek kom wat hy self daai keuse vir die Here maak, dat hy een van daardie arbeiders sal wees in die koninkryk van die Here. Sy ander naampies beteken Harry, ek dink van die woord Hendrik af, beteken regeerder van sy huis, en Adam beteken natuurlik uit die aarde, uit die rooi aarde, en geskape na die beeld van God. So dit is maar net 'n paar betekenisse van sy name. Ons gee nie sommer net iemand 'n naam nie, daar's 'n rede kom ons sekere name dra. En mag die Here vir julle seën. En ja, mag hierdie kind van my vroeg in sy lewe sien hoe 'n mamma en 'n pappa lief is vir die Here. En Adrian, jy weet, ek is baie lief vir jou. Jy weet dit. So en ek moet dit dalk meer vir jou sê. Ek weet jy's lief vir my ook. Ek weet dit. Ek kan dit voel en ek kan dit beleef en ek weet die respek ook wat jy vir my het. Jy's 'n kosbare jong man. Al het jy my dogter swanger gemaak. Gelukkig was hulle getroud. 'n maand aan die ander kant in Kaapstad en ons gaan kuier en ek sien sy lyk so 'n bietjie anders. Sy sê, ons is swanger. Ja, prys die Here. So ons gaan net vanoggend kom om hierdie kosbare kind aan die Here te kom toewy. En Lietjie, ek en jy het nou 'n paar gesprekke gehad. Kyk, as Lie jou bel, dan sit jy alles eenkant, jy weet dit gaan oor 'n uur wees. Sy kuier agter 'n foon, sy kuier en ek en sy het nou al gesels oor ouerskap en al hierdie dinge en hoe sy voel oor hierdie kind en hoe sy haar eie kind wil groot maak en al hierdie ding. Man, sy's ingekoop in hierdie ding. Sy's eintlik 'n beautician. Sy het hier by Ina Isaac Karsten geswat en toe wil sy nou daai kant gaan 'n besigheid gaan begin en toe begin hulle nou 'n besigheid. Die Here het net 'n manier hoe hy mens se lewe vir jou vorm en hoe jou rig in die lewe vir jou rigting gee. En julle twee het rigting. En dis vir my kosbaar. En mag dit so wees in die gees dat julle altyd sal rigting en vooruitgang sal hê met hierdie kosbare kind. Kom net vanoggend en ons kom salf net hierdie kosbare huisgesin. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie, Here. Vader, ek voel so 'n bietjie voorgetrek teenoor die ander ouers, Here, want ek staan hier voor by my kinders. Hulle moet daar aan die banke sit. Here, maar dis 'n voorreg om vandag vir Adrian en Sindelietjie of Lilietjie soos ek kan noem, Here, en klein Adrian, Here, net na U toe te kan bring en hierdie kosbare kind aan U te kan kom toewy, Here. Vader, wat 'n voorreg. Here, dit bly die grootste wonderwerk as hierdie kind vorm in die moederskoot van 'n ma. En Here, daarom wil ons vanoggend kom salf in die drie-enige God se naam, die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, Here. Ag en Vader, hierdie pragtige groot oogies van hom, Here, mag sy oë so groot wees in die gees ook. Mag hy nooit skille voor sy oë hê nie. Mag hy die geestelike in sy lewe raak sien, Vader. Mag hy suksesvol wees met alles wat hy doen, Here, en die seën van die Here beleef. Here, so wil ons ook vir hierdie pa vandag kom salf, Here, en hierdie moeder kom salf. Here, dankie vir hierdie kosbare moeder. Here, dankie dat ek weet my dogter het baie uitgesien, Here, na hierdie kind. Sy het gesê, o aarde, nou verander my planne nie. Here, miskien was sy 'n bietjie bang. Miskien het sy 'n bietjie gewonder. Here, ek dink as sy nou terugkyk, sê sy net, wow, is die Here nie goed nie. Ons sal vir haar bid as die moeder van hierdie pragtige kind, Here. Dat hy net vir Sindelie sal kom seën met absolute moederlike liefde, Vader. Here, dat klein Adrian altyd so veilig by sy mamma sal voel, dat hy nie sal voel ek moet haar teenwoordigheid verdien of ek moet haar goedkeuring verdien nie. Ek het dit want ek weet my ma is lief vir my of ek nou soet of stout is. Sy is lief vir my. En Here, dat sy van vroeg in haar lewe sal sien dit die roeping op haar kind se lewe, dit wat vir hom roep, Here, of hy nou 'n rekenmeester word en of hy nou 'n dominee word en of hy nou 'n ingenieur word, Here. Here, dat hierdie moeder haar kind sal rig in die regte rigting. Here, dan vir Adrian senior wat die hoof is van sy huis, Here. Die een by wie elke besluit stop. Die een wat die stamp of approval moet gee, Here. Oor elke deurdagte besluit wat daar moet geneem word in sy huisgesin. Wil ons kom bid vandag goddelike wysheid. Here, dat
Adrian so bewus sal wees elke dag van u teenwoordigheid in sy lewe, u salwing op sy lewe, dat hy 'n verhouding met u het, Vader. Here, dat hy partykeer net sal verstom staan oor die goedheid van die Here. Here, dankie dat ek weet dat hierdie kind weet sy pa is lief vir hom. Mens kan dit sien. Mens kan sien hoe rustig hy is. Mens kan sien hoe veilig hy by sy pa voel. En ons bid net vir die huisgesin dat hulle sal kom seën. Here, daarom kom wy ons hierdie pragtige ou babatjie vandag aan u toe. Here, ons weet hy's nie eintlik ons sinne nie. Hy's u sinne, Here. Ons spreek net u seën oor hom uit die keer van u seëninge in die naam van Jesus. Amen. Is daar iemand wat woord het? Ek moet sê, ek stem saam, maar dit is 'n pragtige paartjie. Ek kon net vir julle sê, weet jy, Adrian, ek sien nou reeds in die hand van die Here op die kind. En dan salwe hom op hierdie kind se lewe. Hy het baie kreatiwiteit in hom. Maar ek sien ook boeke en penne. En soos hy gaan baie besig wees. Maar ek sien ook dat vir julle twee as gesin, die heerlikheid van die Here op julle as gesin. En ek sien regtig hoe die Here julle as gesin beskerm. En die kind gaan vir julle 'n groot seën wees. En hy gaan ook een wees wat 'n rigting vir mense gaan gee. En ek sien regtig die woord dat soos julle hierdie kind aan die Here toewy, gaan die Here julle ook eer vir die stap van geloof wat julle geneem het. Baie dankie. Here, vanoggend ek vir die Here vra wat se woord ek vir julle kan gee. Gee hy vir my hierdie visioen van 'n groen steen, 'n groen emerald steen en hierdie smarag. En die groen obviously beteken voorspoed, genesing, herstel, vrugbaarheid. Dit is wat die groen beteken, 'n nuwe lewe en 'n nuwe begin, maar ook goddelike wysheid wat hy vir klein Adrian het. In Openbaring 4:3 lees ons dat die Here se troon beskryf was en omring was deur hierdie groen bo gewees en dit wys op God se heerlikheid en sy teenwoordigheid, vrede en trou in sy lewe. Nou die woord vir hom is dat die Here hom geplant het by waters van lewende strome waar daar vrugbaarheid en genesing deur hom gaan vloei. So wanneer hy in aanraking met mense gaan kom of mense met hom, gaan hy so goddelike wysheid beskik oor dat die genesing, dit wat hy vir hulle gaan bring, deur hom gaan vloei na die ander toe. Hy dra ook natuurlik dan hierdie kleur, hierdie groen kleur van God se heerlikheid en voorsiening en vrug en vrede vir die mense om hom. En sy skrifgedeelte is Jeremia 17 vers 7 tot 8 wat sê: Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue in die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat by water geplant is en sy wortels uitstuur by die stroom en nie sal vrees as hy te kom nie, maar sy blare bly groen. In 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrug te dra nie. En dit pas aan by sy naambeskrywing ook. Dit was bevestiging. Wonderlik. Is daar nog woord? Dankie, Giel. Is net vir julle sê baie geluk. Ons ken hulle maar rukkie in die gemeente. So alreeds ja, ons is trots op julle twee. Onthou julle jou pa, skoonpa vir die woord sê gekom Jesaja 40 vers 8 by my op. En wat sê die woord begin te sê gras sal verdon en blomme sal vergaan, maar die woord van God sal vir ewig bly staan en stand sal bly. En dis wat ek ervaar van julle, omdat julle juis in 'n gesin groot geword het waar daar net liefde is en die Here se heerlikheid op julle is. Beleef ek ook die woord wat julle in julle huis gesien het wat Adrian en jy soultyd koester en tyd spandeer. Is dit die woord wat hom rigting gaan gee en gaan lei in sy lewe vorentoe. Mag julle vashou aan die belofte die Here vir julle kom gee deur die woord. En dan natuurlik net 'n bietjie af met die skrif in Jesaja 40 vers 31 sê die op die Here wag ontvang nuwe krag. En mag julle elke dag julle krag in die Here ontvang. Terwyl julle klein ander dingetjie groot maak en julle sal weet hy is julle ondersteuning, julle sterkte. En ja, die rigting kom vanaf die woord uit. Sien julle. Amen. Baie dankie. Baie dankie. Jy kan kom deel. Kom sommer punt toe my skat.
Die skrifgie wat die Here vir my gee is Psalm 34 vers 10. Julle moet ontzag hê vir die Here. Julle wat saam met hom toegewy is. Want wie vir hom ontzag het, ly geen gebrek nie. So dis baie belangrik dat jy hierdie kind met soveel liefde grootmaak. Soos Fanny altyd sê, his words evoke her beauty. En net so julle woorde gaan die skoonheid en die liefde in hierdie kind uitbring. So hy kyk so op na mamma en pappa en julle liefde, hoe julle met mekaar praat, hoe julle met hom praat en hoe julle hom bemoedig, is so belangrik vir hom, want hy het soveel liefde wat hy ook self kan uitgee en hoe hy mense gaan bereik. Ja. Miskien moes ek eerste gegaan het. Ek wil ook wel net gehoorsaam wees. Adrian, toe ek hier die eerste keer ontmoet het, sê my vrou vir my, weet jy wie se seun is hierdie? Ek sê nee, dis Hugo se seun. Ek sê, want toe het hy nog lang hare gehad, Hugo. Sê Hugo, ek wil net graag vir jou en jou vroutjie ook 'n woord gee. Dit is so kosbaar wanneer ek dink daaraan. Ek meen, dink 'n bietjie terug. God kom aarde toe as 'n baba om mense bymekaar te bring. Jode, nie Jode, heidene, sodat hy die verhouding kan herstel na sy Vader toe. En is dit nie kosbaar wanneer so 'n klein lewe toegevoeg word in 'n gesin, hoe dit mense bymekaar bring. En dankie vir julle inspraak in hierdie pragtige kind se lewe, maar ook in die ma en die pa se lewens. Ons waardeer julle en familie wat hier is, vriende wat hier is. Baie dankie dat julle vanoggend ook hier is. Net vinnig, Salomo, ek lees so baie van hom, ek meen hy's so wys en julle kan gerus gaan lees in Spreuke 2 en 3. Maar hy skryf hierdie aan sy seun. En hy sê die volgende, ek gaan net een gedeelte uitlig wat ek op my hart. Hy sê in Spreuke 3 vers 3, do not let mercy and kindness and truth leave you, little Adrian. Instead, let these qualities define you. Bind them securely around your neck. Ons as gemeente is so lief vir julle. Al is julle daar in die Kaap, julle is so na in ons harte en mag julle wonderlike tyd saam met hom beleef. Baie dankie. Baie dankie julle, hoor. Julle kan weer onder toe gaan. Wonderlik. Ons gaan ons offergawe na die Here toe bring vanoggend. Dit wat jy vir die Here wil kom gee, neem dit net in jou hand. En dan gaan ons daaroor bid en ons gaan dit ingooi. Kom ons bid oor ons offergawe. Vader, dankie dat U vir ons as gemeente sorg, Here. Ons eer U daarvoor, Here. Dankie dat ons nie bazaars nodig het nie, Vader, of 'n kar hoef uit te lood, of wors hoef te verkoop, of iets snaaks te doen, Here. Niks fout daarmee nie, Vader, maar Here, dat ons U bonatuurlike hand oor ons gemeente sien. En Here, dit is wonderlik, Here, dit is net 'n absolute getuienis. Dit is, geen mens kan die eer daarvoor kry nie, Vader. Ons het niks daarmee te doen nie, Here, dis U wat dit doen. En ons dankie dat U vir ons as gemeente sorg. Vader, ons wil dan ook vanoggend ons offergawe na U toe bring, Here. En ons wil vanoggend vir U kom gee as 'n offer van dankbaarheid, Here. Nie as 'n offer van vergelyking om te kyk wie gee wat langs my, nie, Here. Maar hy R5 of hy R10 of hy R100 wat ek miskien vanoggend gee, Here, dat ons dit vanoggend net sal kom gee vanuit 'n hart van dankbaarheid, Here. U is ons hemelse Vader. U sê in Lukas 11:13, as julle aardse vaders wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader die Heilige Gees vir julle gee. Ons dank U daarvoor, Here, dat ons weet elke goeie gawe en elke volmaakte gawe daal van bo af neer. Ons bid U seën oor ons offergawe vanoggend in die naam van Jesus. Amen. Julle kan die offergawe opneem. Weereens baie welkom vir almal hier vanoggend saam met ons. Ek dink daar nog mense ingesluip onder lof en aanbidding. Mag die Here vir jou seën hier saam met ons. Wat ons betaalmetodes by die kerk aanbetref, dit is besig om bietjie te verander. Tye verander en mense bring nie altyd kontant kerk toe nie.
Ek onthou toe ons vir die mense gesê het, jy kan EFT, het mense gesê, dis van die anti-kris af, dis Babyloniese leerstellings, maar dankie dat julle EFT en van julle kontant bring. Maar ons het ook nou 'n Yoko masjienkie gekry. Dis nie 'n of ander oosterse snaakse mannetjie nie, dis 'n masjienkie. As jy met 'n kaart wil betaal, is jy welkom om by die toonbank dit te doen. Wat ek doen is ek my EFT, as ek my 10de oorbetaal, dan bid ek oor my 10de en dan betaal ek dit oor. Ek gee nie vir die Here voorwaardes nie. Ek sê nie, Here, as ek nou vir u soveel gee, wil ek soveel terug hê nie. My goodness, mag ek in my lewe nooit so slegte seun in sy huis wees, dat ek iets terug verwag van my pa nie. So, wanneer jy daai masjienkie tik, bid daaroor, gaan tik hom, as jy nie kontant wil saambring nie. Ons gaan ook hierdie, ek leer nou by die ander gemeentes, Zapper, ek het eers gepraat van Snapper, toe hoor ek nie, dis Zapper, gaan ons op die pale sit, dan kan jy ook met jou foon, kan jy ook 'n betaling doen. Ek dink jy kan selekteer wat jy wil betaal of wat ook al. So dankie, ons wil vir julle baie dankie sê vir julle bydraes, ons waardeer dit. Ons is van November maand af is ons onafhanklike gemeente. Ons is nie meer deel van die trust gemeentes nie, ons is nog steeds 'n lewende woord, maar ons hanteer ons eie finansiële sake. En baie dankie vir elkeen se bydrae. Ek eer die Here. Weet julle, as ek soms na die bankrekening kyk, dan sê ek net dankie Here vir mense se harte wat in die weste is. Ek roep nie my span bymekaar en sê luister, kommissie vir hierdie maand. Ons kan nou salarisverhogings kry nie. Ons doen nie sulke goed nie. Daai geldjie van jou moet jy weet, of geld van jou. Van julle betaal geldjies, van julle betaal geld. Dankie daarvoor. Die Here gebruik hierdie gemeente soos wat 'n ander gemeentes hier gebruik. Ons is nie beter as ander gemeentes nie. Gebruik hom regtig waar 'n verskil in hierdie wijk te maak. En ons eer elkeen vir jou bydrae in ons gemeente. Ek gaan vra, is daar by ons enige eerste besoekers vandag? Ek dink nie ons gaan water uitdeel nie, dit is koud genoeg. Ek dink die mense wil nou water hê nie. So ek gaan maar sommer net vra in daai blok, is daar enige eerste besoekers by ons? Daar agter, sy is nie bang nie, sy steek 'n hand op, want sy weet nie, sy gaan nou 'n teksvers moet opsê. Nee, ek speel sommer hoor. Baie, baie welkom by ons. Mag die Here vir jou seën en dan in hierdie blok, mense wat vir die eerste keer hier is. Welkom, Hugo, welkom hierso. Welkom vir julle hoor. Ek weet jy kom van 'n groot operasie af. Big operation. Are you fine? Wonderful. Het ek vir Arno hier gesien? Daar sê Arno, baie geluk ook vir vandag, hoor. En dan in hierdie blok, ek weet hier's 'n klomp mense se gesigte wat bekend is, maar hulle kom nou nie altyd na hierdie gemeente toe nie, maar welkom daar agter. Hier's 'n hele paar mense hierso. As jy skrik vir wat gebeur in die kerk, doen net presies wat die ander ouens doen, en lyk julle glad nie uit nie, hoor. Dis wat my broer vir my gesê toe hy my na die vernuwing toe vat. Hy sê, moenie worry nie van nie, vandag gaan hulle hoenderslag in die kerk en bloed rondgooi, doen net dieselfde. Ek skrik my boeg lam. En as julle my broer ken, hy is die wonderlikste mens, hy sal niks snaaks doen nie. Maar ek nogal geskrik toe hy dit sê, want ek vat hierdie ou baie ernstig op. En dan in hierdie blok, hulle dan nie geskrik nie vir die hoenders nie. Baie welkom hierso. Mag die Here vir julle seën hier saam met ons. Net 'n paar afkondigings en dan gaan ek die woord bedien. Ek het nou daar gepraat oor die Yoko kaart en die Zapper. Die wyse gryses kom weer bymekaar die 28ste Junie om 10:00 die oggend. Daar hulle eet mos ietsie saam, Susan. Gratis en verniet en mahala. Hulle is welkom. Ek is nog so 'n paar jaar. Ekskuus, ek wil hulle join, maar ek is nog nie 60 nie. Sorry, anders was ek daar. Ek is hulle oupa. Kan ons nie die oupas ook daar laat eet nie? Ja. En dan herinner ons net almal aan ons kombersinsameling, waar ons vir mense komberse uitdeel. Onthou die komberse wat ons nou gekry het, is net vir ouens op straat. Maar daar's miskien van julle wat sê, maar ons wil graag vir ander mense ook uitdeel. Asseblief, laat weet ons as jy 'n paar komberse het gaan. Ek dink Pep Store se komberse is seker die goedkoopste, né? En hulle het 'n redelike gehalte komberse ook daar. En dan onthou Saterdag ons bidgroep by die plantasielokaal daarbo. Julle is altyd welkom om van 6 tot 7 saam met ons te kom bid. Daar sê dankie vir die band. Ons waardeer julle. Dankie vir julle, hoor. Goed. Ek het nie vir die selleiers selnotas saamgestel nie. Die rede daarvoor is 2 redes.
Rede nommer 1 is, my netwerk werk nie na die kantoor toe nie. Ek kom nie op die regte proforma in om dit te doen nie. En rede nommer 2 is, ek was gisterand 10 uur te lui gewees. Maar ek het dit nou bely, dis nou uit, julle moet my vergewe. Ja, die Bybel sê ons moet vergewe. Adrian, hier is julle koevertjie. Julle kan my net, onthou my net, laat julle hom hier vat, met daai naambetekenisse in. Goed, kom ons vat ons Bybels, en ons hou dit in die lig. En sê die volgende agter my aan, hierdie is my Bybel. Dit is die woord van God. Dit help my om te deel met my verlede. Dit gee my rigting vir die toekoms. En dit help my om nou betekenisvol te lewe. Kom ons laat sak die woord. Christian en Darrell, dis ook 'n groot dag vir julle. Waar's daar is hulle? Dis 'n groot dag vir julle. Dankie vir julle liefde en dat julle ou Adrian so mooi groot gemaak het. Hy's 'n bietjie woelig, maar ek dink dis meer 'n aard na Hugo. Nee, dit is 'n goeie seun daai, hoor. Hy's 'n goeie seun. Ons is baie lief vir hom. Kom ons blaai, weet ek gesê waarna toe ons blaai? Johannes 14. Johannes 14. Ek wil net hierdie gedagte vanoggend by jou laat. 'n generasie sonder hoop is 'n generasie sonder getuienisse. Mag die Here ons kinders op daai plek kry dat ons kinders werklik waar die Here sal vertrou. Dis altyd vir my wonderlik om te sien hier's nog kinders in ons gemeente. En ek weet kinders kan raas. Ek weet julle kinders kan raas. Dis ek was 2 moederskamers het. Maar as die kindertjies stil raak in 'n kerk, het ons 'n probleem. 20 jaar probleem, na 20 jaar is hy kerk toe. En ek wil dit weer vir jou sê, 'n generasie sonder hoop is 'n generasie sonder getuienisse. Kom ons vertrou die Here as vaders vandag, dat ons kinders in ons sal sien wie God die Vader is. Ons is nie perfek nie, ons kan nooit gelyk staan met ons hemelse Vader nie. Maar ons kan 'n voorbeeld wees vir ons kinders, selfs wanneer ons foute maak, kan ons maar sê ons is jammer. Wie partykeer wil 'n kind net dit hoor? Hy wil net hoor sy pa is 'n eerlike man en hy kan sê hy is jammer ook. Kom ons gaan kyk daar in Johannes 14, dit is 'n baie bekende skrifgedeelte, Johannes 14, ek wil net 'n paar verse daar vir jou lees, miskien net as inleiding. In Johannes 14 sien ons, die disippels is baie ontsteld. Die Here Jesus Christus het al 'n paar dinge vir hulle gesê. Hy het vir hulle gesê dat een van hulle gaan hom verraai. Ons weet dit was Judas gewees. Hy het gesê een van hulle gaan hom verloon. Dis interessant, in die Grieks is dit dieselfde woord. Die een kry vergifnis en die een nie. Want die een het ware berou en die ander een het berou omdat hy het nie berou gehad voor Christus nie, hy het berou in homself gehad. Jy kan partykeer vir jouself jammer wees as jy sonde gedoen het. Dit sê nie die Here gaan jou vergewe nie. Jy moet die Here gaan hom verskoning vra. En dis waar Petrus was met die Here, nie Judas nie. Maar in elk geval, so die Here ontstel en dan sê hy ook nog vir hulle hy gaan weggaan. So hierdie disippels is ontsteld en dan kom die Here Jesus Christus en hy gee vir hulle hierdie hoop. Kom ek lees dit vir jou. Vers 1, is die 33-53 vertaling. Hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Vers 4. En waar ek heen gaan, weet julle, in die weg ken julle. Nou kom ons stop net vir 'n oomblik daar. Wie van julle weet waar is die hemel? Ja, hy sê vir hulle waarheen hy gaan. Hulle weet waar hy gaan. Hulle ken die weg. En jy weet, as 'n ou nou daarna luister, dan dink jy, maar ek weet nie waar is die hemel nie, ek weet nie presies nie, en weet jy sê dit reg, dit is so, ons weet nie. Maar die Here Jesus bedoel eintlik, as julle my weg wandel, sal julle in die hemel uitkom. Dis eintlik wat hy vir hulle sê, hy sê, julle ken die weg. Hy sê, en waar ek heen gaan, weet julle, in die weg ken julle. So wat hy hier sê, hy sê, julle ken die pad wat julle moet gaan, om daar uit te kom. Vers 5, Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar jy nie gaan nie, en hoe kan ons die weg ken?
En dan kom Jesus met hierdie fenominale skrifgedeelte. Jesus antwoord hom, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my. So Jesus kom gee vir hom die geestelike GPS. Hy sê vir hom, Thomas, ek is die weg. 'n GPS sal vir jou sê, klim nou op die N1. Of die GPS sal recalculate tot jy op die N1 klim om in 'n sekere rigting te ry na 'n sekere bestemming. Hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid. Dit beteken, ek is die inligting. Ek is die ware inligting. Die woord van God, as die woord van God net 'n akademiese boek was, dan het Jesus aarde toe gekom en om sy Vader te kon voorstel aan die res van die wêreld, sou hy Wits toe gegaan het, Tikkies toe, Noordwes, Stellenbosch, Wellington, Wara, en hy sou daar wonderlike praatjies gehou het oor God sy Vader. Dis nie wat Jesus gedoen het nie. Jesus het sy Vader kom tentoonstel deur die bonatuurlike te laat plaasvind. En dit begin by die woord, die openbaring van God se woord. Ons praat van Logos woord en Rema woord. Ek dink aan P.D. Leroux het 'n hele boek geskryf net oor die openbaring, nie die boek Openbaring nie. Hy praat van die woord in algemeen, die openbaring van God se woord. En as jy dink aan P.D. Leroux, sy bediening het eers begin nadat hy uit die kerk uit is, nadat hy op pensioen gegaan het. Die van julle wat al ooit by Woord en Aksiekamp was. En hoeveel duisende manne daar tot bekering gekom. Ry daarin met hulle boot vol drank. Hulle dink is 'n lekker manne naweek. Kom jy by die drank uit en hulle kom by die Here uit. Neem die Here aan. 400-500 ouens op 'n slag. Jy sien, dis wanneer jy die openbaring kry van die woord van God. Ek het al gehoor mense sê, maar ek het die Bybel nou al deurgelees, dis moet ek hom nou weer lees, dis 'n boring. Weet jy kom ons sê vir jou boring, want jy het nie die openbaring van die woord nie. Jy het akademies na die Bybel gekyk. Hierdie Bybel is nie geskryf vir slim mense, dit is geskryf vir my en jou. En dis wat ek sê, ek dink die grootste kompliment wat ek en jy eendag kan hê, as ons gesterf het, is daar op jou graf staan. Hierdie man of vrou was 'n student van die Bybel. 'n Bible scholar. Ek dink dis die beste plek om by te wees. Wanneer jy na die omstandigheidstuienis in die woord van die Here kan kyk en by die konklusie kan uitkom. Baie teoloë, al wat hulle doen is hy herhaal net 'n volgende teoloog, die vorige een. Die kuns om 'n teoloog te wees is om 'n ander teoloog aan te haal. Maar die ware kuns, die openbaringskuns, jy mag ouens aanhaal, ek het nie 'n probleem daarmee nie, ek het ook nie 'n probleem met name dropping nie, baie ouens doen name dropping. Maar as jy die woord van God vir jou openbaring word deur die Heilige Gees. En die Heilige Gees kan ek hier nie altyd akademies verduidelik nie. Wedergeboorte, genoue anousin wat die Grieks van praat, is 'n geestelike ding wat plaasvind. Nikodemus staan by Jesus. Nikodemus is 'n kenner van die woord van God. Hy is die hoof van die Fariseërs of van die rabbies van die tyd, Johannes 3. En Jesus sê vir hom, jy moet vir 'n tweede keer gebore word. En wat sê Nikodemus? Hy sê, Here, moet ek teruggaan in my moeder skoot? Hy verstaan die konsep van 'n tweede geboorte, maar hy verstaan nie wat die Here geestelik bedoel. Hy sê die Here, jy moet uit water en gees gebore word. Water, nie doop nie. Vir al ons wederdopers, nee. Dit het niks te doen met die doop daai nie. Water, die moeder se water wat breek. Hy sê jy moet uit water gebore word en gees. Jy kan nie net uit gees gebore word as jy nog net water, as jy nie 'n mens is nie, kan jy uit gees gebore word nie. Dis hoekom 'n demoon nie tot bekering kan kom nie. Dit is nie geboorte nie. Wedergeboorte beteken is 'n tweede geboorte. En Jesus leer dit vir die hoof van die teoloë van die tyd. Maar jy kry baie Christen teoloë ook daarom. Ek moet sê, ek volg hulle. Dis wonderlik. Van hulle het 'n goeie beskrywing oor die woord. Nou Jesus kom hier, hy sê ek is die weg. Wat hy sê, met alle respek, ek is soos die GPS. Ek is die weg. Ek sê vir jou waar jy moet gaan, watter pad. Ek is die waarheid, sodat jy by jou eindbestemming die lewe kan uitkom. Hy sê, niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Daar's geen ander weg na God die Vader, behalwe deur ons Here Jesus Christus. Hy sê dan in vers 7, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. Van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Nou, dis interessant. Jesus gee vir hier
'n fenominale stelling. Hy sê as julle my ken, ken julle die Vader. En kom ons kyk nou tipies wat gebeur. Dis soos in die kerk, 'n ou bring 'n woord, die ou wat daar sit hoor glad nie wat jy nou net gesê het nie. Want kom ons kyk wat gebeur net daarna. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Jesus het nou net gesê, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. Nou kom Filippus, wat natuurlik een van die kragtigste bedienaars sou word in die woord van die Here. Ons lees in Romeine 8 van hom, hierdie man het ouens tot bekering gebring, soos min dit kon doen, en die gees van God het deur hom gevloei. Maar hier vra hy die Here Jesus, hy sê, toon ons die Vader. Hoor wat is Jesus se antwoord? Jesus sê van vers 9, ek is lankal by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? So ons sien, as ons kyk na die werk van die Here Jesus Christus en dit wat hy doen, hy sê as ons hom ken, ken ons die Vader. Kom ons sê hierdie bottel verteenwoordig wie God is. Die inhoud van hierdie bottel. Hierdie glas verteenwoordig die Here Jesus Christus. God is die bron van alles, God die Vader. Hy is die bron van wedergeboorte, hy is die bron van genesing. Hy is die bron van alles wat ek en jy nou, elke goeie gawe en elke goeie gawe en elke volmaakte gif daal van bo af neer, sê Jakobus. Maar Jesus sê in Johannes 5:19, ek doen niks wat ek in my Vader sien doen nie. Hy sê in Johannes 10 vers 30 sê hy, ek en die Vader is een. So die Vader kom deponeer in Christus, hier is wat Jesus nou in Johannes 14 sê. Jesus sê, as jy my sien, sien jy die Vader. Dis die kosbaarheid daarvan. As jy Jesaja 9 gaan lees, vers 5 en 6, dan praat hy in Engels van the Prince of Peace, die vredevors. En dan sê hy ook daar, die ewige Vader. Hy praat daar van Christus, hy voorspel Christus en noem hom ewige Vader. Ons is nie Jesus only nie, ons glo Jesus is Christus. Hy is die derde of die tweede persoon in die drie eenheid, maar hy word tog ook ewige Vader genoem, want hy het alles van die Vader in hom. Toe die Here Jesus in Johannes 8 voor die skare staan, die Fariseërs eintlik, die teoloog van die tyd, toe sê hy vir hulle, julle Vader is die duiwel. Hy sê, en hy is 'n leenaar en 'n mensemoordenaar. Jesus het hulle nie probeer verag of veroordeel nie. Hy het vir hulle gesê, ouens, dit waarmee julle besig is, dit wat hier in julle harte is, weerspieël wie julle aanbid. Aanbid julle God? Nee, julle aanbid die duiwel. Die duiwel het julle gedagtes kom volmaak. Dis eintlik wat Christus sê, jy lyk soos jou pa. As jy nou my pa geken het, selfs die dom grappies wat ek maak, dit kom van my pa af. Ek is nie skuldig daaroor nie. My sielkundige het gesê ek moet my pa die skuld gee. Ek lyk so, ek en hy dieselfde haarstyl. Hy was net bietjie slimmer as ek. Ek weet, ek het nie heeltemal sy breinkrag nie. So Jesus verteenwoordig die Vader hier op aarde, want hy kom openbaar hom aan my en jou. Kom ons hou dit net in ons agterkop. Jy sien, wanneer ons dink aan God as ons Vader, in die titel van my boodskap vanoggend is die hart van die Vader. Hierdie Vader wie ek en jy aanbid. En weet jy, 'n predikant kontak my, 'n pastoor, en hy sê vir my, Fanie, ek weet ons gebruik hierdie term Vader. Hy sê, maar ek doen nie, want God is eintlik God, sê hy. Hy sê, ek sê eerder God. Ek sê, maar hoekom? Hy sê, want 'n Vader is nie God nie, is net 'n Vader. En dan staan hy so half met 'n mond vol tande, ek weet nie wat om vir hom te sê nie. Nou dink ek, nou kontempleer ek oor wat hy vir my gesê het. En ek sê vir hom, maar, kan jy dink, dat Jehovah hom so verneder het, om homself Vader te noem, sodat ek en jy, onsself met hom kan vereenselwig. Dis die nederigheid, van die God van die heelal. Man, dit raak my hart. Ek het al vir julle vertel, maak maar of jy dit nog nie gehoor het nie, maar ek weet iets van julle wat dit nog nie gehoor het nie. Daar sit 'n vrou by my en sy kla oor haar pa, vol slaalkolis. Hierdie man het vir haar, selfs op die sportveld, so verneder. Hy het net 'n manier val van die paviljoen af gedrink. Hy
Hy het haar baie goed gecoach, maar hy was 'n dronkaard. En die klere wat sy baie keer gedra het van haar liggaam afgeval, dit het nie eens gepas nie, maar sy het gewen. En as die tweede kom, het hy haar net daar gelos en gery. En haar sleg is en haar gevloek. En dis 'n dag soos vandag, dis Vadersdag. En sy sê vir my, moet ek my pa bel? Ek sê vir haar, bel jou pa. En sê vir hom, jy's lief vir hom. Sy sê, my pa het nog nooit vir my gesê, hy's lief vir my nie. Hierdie man is 'n wreedaard, ek sal nou vir julle sê, hierdie man is 'n wreedaard. Sy bel hom. Sy sê, pa, ek wil net vir jou sê, jy's die beste pa wat ek kon hê, en ek is lief vir jou. Dit raak stil aan die ander kant van die telefoonlyn. En hy sit die telefoon neer. En hy bel haar 'n paar minute later terug. Hy sê vir haar, nog nooit het iemand vir my gesê, hy's lief vir my nie. Die pa sê dit vir die dogter. Hy sê, my pa het nie een keer in sy lewe vir my gesê, hy's lief vir my nie. En dit verander haar pa se hele gesindheid. Jy sien, as ons regtig die liefde van God ken, ek praat nie van wêreldse liefde nie, ek praat nie van sewende laan liefde nie, ek praat nie van welles nie, wanneer ons genuine die liefde van God verstaan, verander dit ons lewens. Jy sien, om in die oë te kyk van 'n liefdevolle Vader, herkalibreer jou waardes van jou siel. As jy genuine sien, maar my pa is lief vir my. Ek is nie die beste vader wat daar was nie, beslis nie. Ek het droog gemaak. Jy kan net my kinders bel en vir hulle vra. Maar ek het altyd vir myself 'n ding gesê, ek gaan nie vir my kind net sê ek is trots op hom, as hy of sy eers 'n atletiek byeenkoms, jy weet, eerste kom of goed presteer nie. Ek gaan dit sommer net vir my kinders sê, so nou dan ek is trots op julle. Julle kan my kinders vra, ek het dit gedoen. Want baie van ons se liefde en ons erkenning teenoor ons kinders is gekoppel aan hulle prestasie. Dis 'n baie gevaarlike plek om in jou verhouding met die Here te wees. Hoeveel keer het ek al ou mense bedien wat vir my sê, my pa of my ma het nog nooit vir my gesê, hulle is lief vir my nie. Hulle soek net fout in my. Natuurlik, baie keer maak ons droog, maar soek net fout. Hulle sal nie sê hulle is lief vir ons nie. En ek wil jou regtig vandag kom bemoedig. Dis daai liefde van die Here wat my en jou verander. Kan jy dink? Ek vra in die week vir iemand, ek sê, het jy kinders? Hy sê, ja. Ek sê, sal jy jou dogter gee om te sterf vir iemand anders? Hy sê, nee. Hy sê, ek sal eerder self sterf. Ek sê vir hom, ja. Kan jy dink wat God die Vader moes deurgaan om sy seun te gee vir hierdie moedswillige wêreld, sodat hulle gered kan word? Kan jy dink wat 'n hemelse Vader moes deurgaan? En dat ons nog baie keer die audacity om te sê, God kan my nie vergewe nie, want my sonde is te groot. Om te dink, my sonde kan groter as sy genade wees. Wat moet hy nog doen om te bewys dat hy jou wil vergewe? Hy gaan jou net vergewe, nie met daarvoor vra. Mense sê, ja, die Here is lief vir jou, jy sal hemel toe gaan. Nee, die Here is lief vir jou, jy sal hemel toe gaan as jy sy genade het waarvoor jy vra. Jy moet vra vir sy genade. Jy moet kom voor hom in jou elendigheid bely en vra dat hy jou vergewe en dat hy jou red. Want daai genade red my en jou. Jy sien, die Here kom in die woord van die Here. Hy sê dan in Romeine 8:15, jy hoef nie so toe te blaai nie, hy sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Wat is 'n gees van slawerny? Is ek en jy nog onder die wet is. As jy Galasiërs gaan lees, Paulus is omgekrap. As jy die ander sendbriewe gaan lees wat Paulus geskryf het vir die kerk, dan is dit redelik rustig, hy open mooi, soos wat 'n ware teoloog gedoen. Paulus praat mooi, want hy was 'n teoloog, hy praat mooi met hulle, hy praat regtig mooi, maar met die Galasiërs, hier by vers 6, toe sien jy, die stoom kom al by sy ore uit, hy sê, wat vang julle aan, Galasiërs? Waar het julle weer vasgehak in die wet? Hy sê Galasiërs 3 vers 1 tot 3, hy sê, julle het so mooi begin in die gees, hoe het julle weer geëindig in die werke van die vlees? Hy sê, hoe het julle weer daarby uitgekom? Hoe het julle nou weer daar, hoe is julle nou weer terug onder die wet? Hoe het julle dit reg gekry? Jy sien, die wet wat Christus voorhou, in sy woord in Matteus 5, is in hiërargie baie hoër as die 10 gebooie. Die wet wat Christus voorhou, kan ek en jy glad nie onderhou nie.
Die gewone wet, of dis nie gewone wet nie, maar dis God se wet, sê, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie die daad van egbreek pleeg nie. God se wet sê, jy mag nie vir 'n ander vrou, Jesus se wet sê, jy mag nie vir 'n ander vrou kyk nie. Hy maak die standaard so hoog, om eintlik vir my en jou te sê, jy sal nooit daarby uitkom nie. Jy het sy genade nodig. Jy kan streef daarna, onder sy genade. Dis hoekom ons in die dispensasie van genade leef. Nie as 'n aanleiding tot sonde nie, sê Paulus, maar juis, dat ek en jy daardie vryheid in die Heilige Gees kan hê. So hy sê in Romeine 8:15, want julle het nie ontvang die gees van slawerny, die gees van die wet, om weer te vrees nie, want jy vrees vir straf, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Abba beteken my regte Vader. As ek God my Abba Vader noem, beteken my rigting is reg. Onthou jy, ek het 'n rukkie terug met julle gedeur, opwaarts, inwaarts, uitwaarts en voorwaartse geloof. As ek God my Abba Vader noem, is my opwaartse geloof waar dit moet wees. Dan is my rigting reg, dan loop ek voorwaarts. As hy vir Timoteus in 1 Timoteus 4 sê, laat jou vooruitgang aan almal bekend wees. Daai woord vooruitgang in die Grieks beteken ook jou rigting aan almal bekend wees. Nou sê mense, visie, missie, kernwaardes. Nee, rigting kry jy wanneer jy die woord van God oopmaak en bidend hierdie woord deurgaan, dan het jy rigting. Moenie laat mense na jou kom vir jou sê, hoor hier, het jy visie? Ja, ek lees die woord van God, ek bid, ek spandeer tyd met die Here, ek volg die herder. Hoekom volg jy die herder? Want die herder het rigting. Jesus weet presies waarna toe hy op pad is. En baie keer loer ek en jy oor die skouer van Christus en ons wil ons eie rigting bepaal. Maar as ek en jy bly in die vrede en die rustigheid en die koelte waarna toe die herder ons lei, ek sê, probeer nie supergeestelik wees as ek dit sê nie, ek pas dit toe in my eie lewe. Ek sit in gesprekke, want ons leraars wil ons vreeslik dinamies wees. Man, dan sit ek tussen 'n klomp leraars, dit is 'n magsvertoning. Die ou het so visie en die ou het dit en daai. Ek het dit ook altyd gedoen, te besef ek net op 'n stadium, bog. Ons kom nêrens met die goed nie. Kan ons net Christus volg nie. Kan ons net weer siele vir die Here wen nie. En weet jy, daar draai ons gemeente. Daar gebeur iets in die kerk. Mens beleef 'n nuwe salwing, mens beleef 'n nuwe teenwoordigheid van die Here, 'n nuwe seën van die Here af. Hy sê hy het aan ons die gees van aanneming tot kinders gegee, deur wie ons roep, ons regte Pa, Abba Vader. In 2 Korintiërs 4:17 sê hy, 2 Kronieke 4:17, dis 'n baie bekende skrifgedeelte wat eintlik al holre gereis in Suid-Afrika. Almal gebruik hierdie skrif as ons vir Suid-Afrika bid. Maar ek wil vir iets hier raak lees, en my volk, oor wie ek my naam uitgeroep is, as hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, en hulle sonde vergewe, en hulle land genees. Jy sien, daar's 'n plek, ek het nou net vir jou gesê, as jy in die oë van 'n liefdevolle Vader kyk, verander jou hele lewe. Jou hele menswees, jou identiteit verander as jy erkenning kry van 'n Vader. Dink, hoe frustrerend is dit as jy met iemand gesels en hulle kyk in 'n selfoon vas. Ons het jare terug iemand gehad hier op die verhoog, ek kan nie sê watter instrumente die persoon gespeel nie, en op daai stadium met my praise and worship leier geloop, dan moet ek self sing. Hi Sam, ek is so jammer ek moes dit aan julle doen. Maar ek het vir julle gesê, sit 'n shower koppie, dan gaan ek beter sing. Maar nou sit hierdie een ou, hy sit die hele tyd op sy selfoon, jy probeer dat hierdie band saamwerk. Jy kyk, hierdie ou is 'n goeie ou, maar hy sit op sy selfoon. Daar's geen fokus nie. Jy sien, daar moet 'n plek kom as ek en jy genuine. Mense sê, maar jy kan nie God se gesig sien nie. Hebreërs 12 vers 14 sê, as jy met vrede nastreef en heiligmaking, sal jy my sien, sê die Here. Nou sê ons, maar jy kan nie die Here sien, ek stem saam met jou. Ons praat van 'n geestelike sien. Moenie dit verkeerd verstaan nie. God vergewe jou nie, omdat jy na sy hand soek nie. Die ou in die Nuwe Testamentiese konteks is, soek na die aangesig van God, want God wil jou vergewe. Soek na die aangesig. Ek sit eendag in 'n versoeningsgesprek, en hierdie man sit en hy vra om verskoning, en hy kan hierdie
persoon in die oë kyk nie. En nou toe ons klaar, nou begin hierdie ouens, want hy nou klomp ouens waarvoor hy moet om verskoning vir, nou begin hulle sê, ja, maar is nie regtig jammer nie. Is nie regtig, want hy het ons nie in die oë gekyk nie. Soek enige verskoning om nie te vergewe nie. En ons sê vir hom, maar weet jy wat, hy is te skaam om julle in die oë te kyk. Want jy sien, sodra iemand in die oë kyk, moet daar vergifnis wees, anders jy sukkel om iemand in die oë te kyk. Die Here sê, kyk my in die oë, sodat ek jou kan vergewe. Kom tot bekering. Om God in aangesig te kyk, beteken altyd, jy kan kyk in die woord van die Here, om weg te draai van jou vorige lewe, en terug te draai na hom toe. Dan soek jy sy aangesig. Of jy soek jy aangesig van die selfoon, of jy soek jy aangesig van die Here. Ek dink, as ek en jy nie teenwoordigheid van die Here is, as jy al ooit die teenwoordigheid van die Here beleef het, en ek weet ons het baie akademiese stellings oor die teenwoordigheid van die Here. Ek het al baie die Here in my lewe ervaar. Ek onthou toe ek gedoop is met die Heilige Gees hoe my lewe verander het. My hele lewe het verander, want ek het die teenwoordigheid van God in my lewe beleef. Ek glo, as jy die teenwoordigheid van God in jou lewe beleef, daai oomblik verander jou hele lewe. Jy's nooit weer dieselfde nie. Nooit weer nie. Dit verander iets in jou. Ek dink aan Johannes 8, die owerspelige vrou word gesleep na Christus, soos hy word voor hom neergegooi. Deur teoloë, want hulle toets Christus. Hulle almal glo mos nou nie in Christus nie. Daar's tot vandag toe teoloë wat nie glo in die opstanding van Jesus nie, of die kruisdood, of sy godheid, of sy maagdelike geboorte. Hier is dieselfde. Hulle toets Christus. Hulle gooi, ek weet nie wat hulle met die man gemaak nie. Hy het nie voor Christus verskyn nie, né? Hulle is eintlik 'n lokval. Ek dink hulle wou Jesus in 'n lokval inlei. Wie julle wat is met die kosbaarste? Hierdie vrou lê op die grond. Wat doen Christus? Ja manne, nee, ons sal, jy weet, laat die streeksraad bymekaar kom, ons sal moet kyk wat in hierdie geval dan nou gebeur. Niks. Jesus buig af. Jesus buig af. Jesus buig met sy aangesig af. En hy kyk hierdie vrou in haar oë. En hy skryf in die grond. Kan jy dink hoe frustrerend vir die ander ons moes wees? Jesus skryf. Party mense sê die Here het hulle name neergeskryf en die ander is wat son. Ons weet nie. Ons weet nie wat hy het daar geskryf nie. Ons gaan nie iets daar sit wat nie in die skrif staan nie. Ons gaan volgens die skrif. En Jesus kyk hierdie vrou. Sy aangesig daal na. Wat doen Jesus daar? Hy doen die werk wat sy Vader doen. Hoekom? Want hy en die Vader is een. Hy is soos 'n vader vir haar. Hy daal af na die vlak van sy dogter om haar te beskerm teen die moordenaars wat om haar staan. Dis die hart van God. En hy verklaar, hy is nie op vir sê van Sondag nie, weet nie wat sy gedoen het, was sonde, maar Jesus sê vir haar, waar is die wat jy veroordeel het? Sy sê, Here, hulle is weg. Want Jesus het ons vir hulle gesê, die wat nie skuldig is, gooi die eerste klip. Hy sê, ek veroordeel jou ook nie. Gaan en sondig nie meer nie. Jy sien, dis die hart van die Here. Andrew Wommack sê altyd, hy sê die definisie van die evangelie is, the good news that is too good to be true. Ek dink baie keer as ons dink ons gaan nou in die Here oorgee, dan gaan ons losbandig raak. Ek onthou toe ons hier begin het, jare gelede, kom hier jong mense in my kerk tot bekering, dat hulle ouers hulle uit hulle testament uitgehaal het. Nou dink ek, jou kind drink nie meer nie, hy party nie meer saam met die ander kinders nie, hy leef vir die Here. Ons het hom niks anders geleer wat jou organisasie hom leer van wedergeboorte, dis wat ons geleer het, en jy onterf jou kind. Jy moet vir my daai sommetjie maak, verstaan dit nie. Die liefde van die Here is wonderlik. Die Here buig af en hy help hierdie vrou. In die teenwoordigheid van ons hemelse Vader is daar herstel. Is dit nie so nie? Dink net vir 'n oomblik daaraan. Wie van julle was al kwaad geweest en jy's genooi? Ja, gaan nou met die familie praat. En terwyl jy so toe ry, begin die Heilige Gees met jou te werk. En as jy daar aankom, is jy lief vir daai mense. En jy sê, ja Here, ou Jerry is eintlik nie so bad nie. Vader, dankie vir jou hart. Ek dink aan Matteus 18 vers 27,
waar hierdie koning, hierdie vors moet vergewe, wat hom geld geskuld het, en daar staan, hy het hom innig jammer gekry. Vers 27 van Matteus 18. Dit beteken, hy het passief hierdie persoon gehad, anders sou hom nie vergewe het nie. Tweedens, het die tronkdeur oopgemaak, want ons hou baie mense vas in tronkdeur, as hulle by ons kom, maar herinner ons hulle, hey, onthou jy wat jy gedoen het? Jy moet nie vir my, onthou jy wat jy gedoen het daar? Party van ons kan niks onthou nie, behalwe ander ouens se sondes. Dis wanneer jy iemand agter tronkdeure sit, daar staan hy die tronkdeur oopgemaak, en hy het hom vrygespreek. Hy het hom laat gaan. En ek dink baie keer, dink ek en jy, vergifnis is 'n teken van swakheid. Ja, maar dis eintlik sy skuld. Kan julle dink as die Here Jesus daai houding gehad het aan die kruis? Vader, vergewe sommige van hulle, maar die ander gaan definitief hel toe. Hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit sou nie my eerste woorde aan die kruis gewees het nie. Dit kan ek jou waarborg. Veral nadat as hulle my baard sou uittrek, en op my sou spoeg, en my sou slaan, en 'n doringkroon op my sou inslaan, dink jy hierdie koetser, dink jy dit sou my eerste woord of jou woord aan die kruis gewees het? Ek twyfel. Jesus, terwyl hy nakang voor mense, tel sy kop swaar op, en hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis die hart van God, dis die hart van ons hemelse Vader, dis hoekom hy sy enige gebore seun kon stuur, om vir my en jou te sterf, want sy seun was bereid om daardie prys te betaal. Ons sien die verlore seun, en ek wil nie die hele verhaal met jou deurgaan nie, pragtige verhaal in die woord van die Here, daar in Lukas 15, en jy kan gerus hier, ek het al 'n reeks daaroor aangebied, so ek wil nie lankal oordeel nie, maar ons sien in Lukas 15, en ek gaan net vinnig so toe blaai, hy sê daar, en hierdie tref my elke keer as ek dit lees, Lukas 15, hierdie seun wat opstaan, hy besef hy droog gemaak, hy besef wat hy gedoen het. Jy weet, ek sê altyd vir mense, as jou kind na jou toe kom as hy stout was, as hy daar by jou huis instap en sê, ek is jammer, moenie sê, ja, jou wetter, ek het vir jou gewag. Ek het geweet jy kom. Ek het geweet jy kom terug. Sien, ek was reg. Kan jy dink as die Here met my en jou gedoen het? Dis nie wat hierdie seun se pa doen nie. Want daai tipe woorde red niemand nie. Dit laat jou net nog verder jou identiteit verloor in wie jy is. Kyk wat staan daar, vers 17 van Lukas 15. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van die honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. Ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. As ons net vir 'n oomblik daar stop. Hierdie sê vir my presies waar hierdie seun geweet het waar hy funksioneer met sy vader, want dit was 'n skande om vir jou vader te vra vir jou erfporsie voor hy sterf. Kan jy dink wat hy van sy pa moes dink, om te sê, man, gee net my erfporsie, laat ek hier wegkom. Dis totaal disrespectful. En hy het geweet, hy kan nie as sy pa se seun terugkom nie. Daar's actually 'n seremonie wat hulle hou, as jou kind op daai manier weggaan, dat as hy terugkom, dat die gemeenskap hom inwag by die stadspoort of hom sê, jy is nie meer die seun van hierdie vader, jy kan teruggaan as 'n slaaf, maar jy kan nie meer sy seun wees nie. Ek dink hulle noem dit kazaza. Ek het dalk nie die verkeerde woord nie, ekskuus as ek die verkeerde woord het. Maar hierdie seun, kyk wat gebeur, en hierdie is vir my, miskien moet ek eers hierdie storie vertel, van julle ken hierdie storie al goed, van julle ken hom glad nie. Hierdie pa se seun, daar's 'n pa en 'n seun, en hierdie seun gaan na 'n ver land. Hy het beklei met sy pa, hy's weg met die trein, daar gaan hy. En hy verkoos ook alles. En hy's absoluut in bitterheid weg by sy ouer huis. En op 'n stadium besef hy wil teruggaan na sy pa toe, maar hy weet nie of sy pa hom sal vergewe nie. Hy weet nie of sy pa dit sal doen nie. En hy sê vir sy vader, hy sê, ek gaan terugkom. Stuur vir hom 'n telegram, is nog die tyd van telegramme. Hy sê, ek sal terugkom. En as pa my aanvaar, sit net 'n wit lap uit by die huis. Laat dan net 'n wit lap hang. Die treinspoor loop verby die huis. Hy sê, dan sal ek weet, ek kan afklim by die volgende stasie. En hierdie seun het sy lang tog weer teruggevat na sy vader, na sy ouer huis.
En hy het elke keer by die trein uitgekyk, wanneer is hy nou naby, wanneer is hy naby, en op 'n stadium toe sien hy, daar is 'n spikkel. Hy weet hy's naby die huis, bietjie nader sien, is wit. Nog 'n bietjie nader, nee, dit lyk of daar 'n lappie hang. En later sien hy, maar daai lap word al hoe groter, en toe hy naby die huis kom, toe is die hele boom oorgetrek met wit lap. Jy sien, dis ons hemelse Vader. Dit is sy liefde, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jy sien, wanneer ek en jy die Heilige Gees in ons het, ons is nie God nie, maar ons verteenwoordig sy godheid. Ons verteenwoordig sy liefde. Ons verteenwoordig sy almag. Jy sien, toe hierdie vader hierdie seun sien in vers 20, en hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, en sy voet getap, en gesê, ek hoop hy kom nou vinnig nader, dat ek net hoor was die mannetjie se storie, nee, en innig jammer, beteken hy het passief vir sy seun gehad, vir hom gevoel, en gehardloop, hy het gehardloop na sy seun, kan jy dink, en hom omhels, en hartlik gesoen. Dis wat jy met familie doen. Dis wat jy doen met iemand waarvoor jy lief is, en die seun sê van Vader, ek het gesondig teen die hemel voor u, ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Hy wil nog verder praat en vir sy pa vertel wat nou met hom moet gebeur, maar sy vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed, trek dit hom aan, en gee 'n ring vir sy hand, en skoene vir sy voete, en bring 'n vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees. Jy sien, daai kleed spreek van, in die Engels praat ons van 'n robe. Sy vader gee hom hierdie kleed, hierdie oorkleed, hierdie robe om te dra. Dit spreek van God se geregtigheid. Onthou jy Matteus 22 sê hy, ons sal 'n wit kleed dra in die hemel. Die bruilofsgaste. Sy vader kom gee hom 'n wit kleed wat sê, dat hy staan nou weer regverdig voor hom. Iemand het dit nou gesê, as 'n skrifgie waarvan ek baie hou, die Message parafrase, ek sien nie die Message as 'n Bybel nie, die Message, maar almal noem 'n Message Bybel, is nie 'n Bybel nie, is 'n parafrase, maar daar's 'n mooi ding wat hy sê oor die waterbad van die woord, hy sê, his words evoke a beauty, bringing the best out of her, dressing her in dazzling white silk, radiant with holiness. Jy sien wat hy daar sê is, dat wanneer jy met jou vrou praat, wanneer jy met jou bruid praat, beklee jy haar in geregtigheid. Jy kan met jou vrou praat en haar laat vuil voel. Selfs met jou man. Jy kan op so 'n manier met jou man praat dat hy vuil voel of hy kan regverdig voel. En dis wat hy hier met sy seun doen. Hy beklee sy seun in 'n kleed, 'n oorkleed, en dan ook in 'n ring, skoene, en hy gee 'n vetgemaakte kalf waarmee hulle fees hou. Die kleed staan vir God se geregtigheid. Die ring spreek van verbond. Jy kry 'n ring as jy in verbond met iemand staan. Ons sny nie met mekaar stukkend nie, ons gee 'n ring. Hy het nou sekere voorregte wat hy terugkry van sy vader. 1 Johannes 3 vers 1 aan die einde sê, ons word nou sy kinders genoem. Dis deel van ons verbond. Ons staan in verbond met die Here, ons word sy kinders genoem. Die skoene spreek van posisie. Hy's nou 'n seun in die huis. Hy's nie 'n slaaf nie, 'n slaaf het nie skoene gedra nie. Sy vader gee vir hom skoene. En die vetgemaakte kalf spreek van 'n fees, dit spreek van die hart van die Vader. Dis die kosbaarheid daarvan. Eksodus 34 is 'n skrifgedeelte wat van julle baie goed ken. Vra Moses om die Here te sien, en God stap verby hom, hy hou sy hand voor hom, en hy sien net sy kleed aan die agterkant. Moses stel die wet voor. Die wet is die skuldbrief waarvan Kolossense praat. Hy sê daai skuldbrief uitgedelg, maar iemand wat nog onder die wet is, sal altyd afkyk op ander mense. Dit is net so, jy gaan jou Christendom meet aan jou prestasie. Maar as jy op die plek kom wat jy verstaan, die genade van die Here, is eintlik dit wat jou red. En die genade, ek sê net vir jou, iemand wat onder die genade van die Here lewe heiliger as iemand wat onder die wet leef. Ek praat nou van iemand wat regtig onder die genade leef. Iemand wat genuine onder die genade leef, doen minder sonde as iemand wat onder die wet leef. As jy dit nie verstaan nie, bid die Here dat hy vir jou openbaring daarvan sal gee. Dis hoekom Jesus gesterf het aan die kruis. Nie dat jy 'n dag moet onderhou nie, maar dat jy Christus moet onderhou. Hy is die Sabbat. In elk geval die ouens wat die Sabbat wil onderhou,
Dis nie net op 'n Saterdag nie, met op 'n Vrydag aand begin tot 'n Saterdag aand. Dan kan jy nog die rugby na 6 kyk op 'n Saterdag aand. As jy nou net die Sabbat wil onderhou. Sondag is die eerste dag, dis waarop die kerk begin is. Dis op die eerste dag. Dis hoekom ons die eerste dag hou. Nou, dit werk andersom as in die skepingsverhaal. In die skepping het God alles geskep en gaan rus op die 7de dag. In die nuwe skepingsverhaal van hierdie lewe, want alles is omgekrap, begin God met die rus en dan herskep hy die laaste 6 dae, 6000 jaar, hoe ons dit ook al wil sien, herskep hy hierdie aarde. Dit werk nou eintlik andersom. Ons begin nou te werk vanuit die rus. Rus beteken shalom of salem, beteken ons werk vanuit die vrede van God. Nou het jy die vrede van die Here, jy's rustig. Dis die eerste ding wat ek vir iemand sê as ek hom oplei om 'n leraar te wees. Ek sê jy moet rustig wees. Jy moet uit die vrees van jy moet uit die vrede van die Here beweeg. Jy moet vanuit sy vrede bedien. Nie uit sy vrede uitkom en dan bedien nie. Jy moet saam met sy vrede moet jy bedien. Dan beleef jy die hart van God. Want hy is die God van vrede. Hy gee jou vrede wat alle verstand te bowe gaan. Filippense 4. Ons sien Moses vra om die Here te sien. En uiteindelik sien hy die agterkant van God. En wat skreeu hy uit? Wat roep hy uit? Die een wat die wet geskryf het, né? Wat gaan oor verdoemenis en straf. Hy roep uit. En die Engels ken ek beter. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. Jona sê dieselfde. Die Here sê vir hom, gaan bring daai klomp Ninevite tot bekering. Hy sê, Here, ek sal nie. Want die Ninevite was erger as die nasies teenoor die Jode en Nero teenoor die Jode. Hulle het hulle wreder doodgemaak. En 'n vis sluk hom natuurlik in. Ons ken die storie en die vis braak hom uit. Hy spoeg hom uit, hy braak hom uit. En hierdie man verkondig die woord van God, 'n hele stad kom tot bekering. En daar sit Jona, hy's kwaad. Daar sit hy. Die boek Jona eindig baie snaaks. Hy eindig eintlik stomp af. Hy's kwaad vir die Here omdat die Here hierdie ouens gered het. Ek meen, hy's eintlik een van die revival pastors wat daar nog ooit was. Waar hy beweeg het almal, die koning, almal moes vas, tot die diere mag nie kos kry het nie. Né? Daai hele land kom tot bekering. En hierdie ou is kwaad vir God. En hy sê, ja, Here, ek het geweet, tipies, dis nou my eie vertaling, U red mense. En hy herhaal wat Moses gesê het, hy sê, want ek het geweet, you are gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. Hy's kwaad vir die Here, want hy weet God is goed. En baie keer is ek en jy kwaad vir die Here, en ek sê dit met soveel respek, en ons doen ons eie ding, want ek wil eintlik hoor wat die Here nou sê oor hierdie. Ek gaan vir hierdie persoon presies vertel wat ek van hom dink. Maar ek weet nie van julle nie, ek weet as ek die Here mis, 2 maniere, die Here praat met my of my vrou herinner my. Ek is lief vir haar. Sy's 'n goeie mens. Ja, okay. 1 Johannes 4:8 sê, en ek sluit af, die orkes kan vorentoe kom, God is liefde. Ons ken hy skrif, hy sê, as jy nie God geken het nie, hy sê, God is liefde. Dis hoekom ek altyd sê, as jy in die gawes van die Heilige Gees vloei, en jy bring iets oor na iemand toe, nie in liefde nie, moenie sê, dis die Here wat so sê nie. Dis nie die Here wat so sê nie. God is liefde. Romeine 2:4 sê, en dis 'n skrif wat ons goed ken. Ek onthou dit in my een van my teologiese eksamens skryf ek hierdie ding. En die ou stry met my aan die ander kant. Hy sê nee, dis nie wat daar staan nie. Ek wou hom toe na bel en verdog nee, los dit net. Romeine 2:4 sê, dis die goedertierenheid van die Here wat ons tot bekering bring. Hy sê moenie die goedertierenheid en die lankmoedigheid van God minag nie. Want dis die goedertierenheid van God wat jou tot bekering lei. Dis God se goedheid. Sy goedheid. Sê agter my aan goedheid. Goedheid. Dis die goedheid van die Here. My pa het net 'n .22 besit. Hy het hom net in my kop gehou en sê, luister, jy sal die Here dien. My skoonpa, alhoewel ek van bang is, het my nie met 'n haalgeweer aangehou en sê, jy sal met Zelda trou en jy sal vir haar lief wees nie. Ek het gedoen, want ek is lief vir haar. Net so werk dit met die Here. God wil jou nie dwing om hom aan te neem nie. Hy sê, dis die goedheid van die goedertierenheid van die Here wat ons lei tot bekering. Dis wie God is. Dis die vaderhart van ons hemelse Vader.
Hy is daar vir my en jou. En ek wil jou vandag bemoedig. Maak nie saak wat se curveball hierdie wêreld vir jou gooi nie. Hou vas aan daardie liefde. Nie net as 'n pa nie, maar ook as 'n ma, as 'n seun, as 'n dogter. Weet hierdie een ding. Die Here is lief vir jou. En hy maak bemoeienis met jou. As mense met mekaar bemoeienis maak, is dit gewoonlik 'n gemors. Dan raak dit bemoei siek. Maar as God met jou bemoeienis maak, dan is jy deel van die wenspan. Dan kan die Here jou gebruik. En dis daardie liefde wat jy uitleef teenoor mense om jou. So ek wil jou vanoggend kom bemoedig. My boodskap vanoggend was die hart van die Vader. En ek het vir jou ietsie probeer vertel van dis maar die bietjie wat ek weet. Jy kan my dalk baie meer en ander goed leer daaroor. En ek kan nie vir jou sê, ek verstaan alles oor die liefde nie. Ek het dit my lewenslange taak gemaak om die regte definisie te kry vir liefde, vir genade, vrede. Want die wêreld gebruik ook hy definisies en dis nie dieselfde definisie wat die woord gee nie. Die definisie van liefde in die woord van God is baie dieper as Sewende Laan se definisie van liefde. Die identiteit wat die wêreld gee, wat 'n mens is heeltemal anders as die identiteit wat die wêreld gee, want die duiwel wil jou identiteit steel. As jy identiteit steel, het hy jou. Hy het jou. Jesus, as jy die seun van God is, sê vir hierdie klippe om brode te word. Wat doen die duiwel in Matteus 3? Matteus 4, hy sê vir Christus, so jy dink jy's die seun van God, bewys dit vir my. Maak hierdie klippe brode. Hy vat sy identiteit aan. Jy het 'n identiteit in God. Hy noem jou sy kind. Aanneming tot kinders van God, of aanneming tot seuns en dogters van God, as jy gaan kyk na die oorspronklike vertaling. Seuns van God. Dit beteken hy is jou vader. Ek en jy is sy seuns. Jesus is ons ou boet, want hy is die enige gebore seun van God. En dan word hy later die eersgebore seun van God. Het jy dit al raak gelees? Enige, en toe later eersgeborene. Hy sê nou in Galasiërs 4 sê hy, nou word ons mede-erfgename. Jy kan net 'n erfgenaam word as iemand gesterf het. Jesus het gesterf. Ons het mede-erfgename geword. Ek het Woensdag vir jou gesê dat, kyk, ek maak nou al my boek toe, dat ek kan ophou preek. Hier's nou niks meer op die kansel nie. Okay, ek probeer nou regtig hierdie vliegtuig land. Ons kan of 'n kredietkaart verhouding met God hê, of 'n debietkaart verhouding. In die ou dae, voor Jesus gesterf het aan die kruis, jy sien Hebreërs 11 wat in die Nuwe Testament is, gee erkenning aan die Ou Testamentiese gelowiges, né? Hy praat oor Noag en Abraham en Sara en die hele lot, Abraham, Isak, Jakob, Dawid, hy noem hulle almal daar. Maar hulle het geglo in 'n Christus wat nog sou kom. Hulle is nie gered as gevolg van die wet nie. Baie mense dink die wet het hulle gered. Daar staan nergens nie daar die wet het hulle gered nie. Daar staan hulle geloof in die Messias wat nog sou kom. Dieselfde staan ook in Romeine 4 vers 19 tot 23. Dis wat Martin Luther ons geleer het. Die geloof wat hulle het 'n geloof gehad vir dit wat nog sou kom. So hulle het dit soos 'n kredietkaart geloof gehad. Hulle het daai kredietkaart begin gebruik, maar hy's nog nie afbetaal nie. Dis hoekom hulle nog nie gevul is met die Heilige Gees nie, net sommiges van hulle gevul was, want die prys moes nog betaal word. Maar ek en jy wat 'n kind van die Here is, het 'n debietkaart verhouding met God. Ons glo nie dat Jesus gaan nog vir ons sterf nie. Dis net Zuma wat dit glo. Hy is die Christus met wie kom om te sterf. In weet nie 2070 and a half years, né? Ons weet dit was net een keer nodig. Want ons wys nie meer na die kruis nie, dat dit nog kom nie. Ons wys terug na die kruis. So nou het jy dit in jou. Die prys is klaar betaal. Jy kan, en ek sê dit met alle respek, jy kan daai geestelike kaart nou swipe. Moet dan nou nie verkeerd verstaan nie. Net môre daar vir jou kar gaan probeer uittrek. Sê nee, ek het 'n geestelike kredietkaart. Nee, trek hy bakkie uit. Ons is nie prosperity nie. Praat nie van prosperity nie. Los daai nonsens vir ander ouens. Praat van jou geestelike krediet in God. Jy kan daai debietkaart gebruik. En dis die wonderlike daarvan. Ek en jy behoort aan die Here. Ons identiteit is, ons is kinders van God. Hy is ons Vader. Toe Jesus in Johannes 10 vers
17 sy vader noem, toe wil die Jode van die tyd, die rabbies van die tyd hom doodmaak, want jy het nie God jou vader genoem nie. Hulle wou hom doodmaak. Dis hoe belangrik het vir God was om ons sy vader te noem. Want die wêreld hou nie daarvan nie, dat ons hierdie verhouding met hom kan hê. Ons kan 'n naby verhouding hê, want hy's ons pa. Jy weet 'n goeie pa, jy weet presies waarvan ek praat. As jy 'n goeie pa het, sê jy weet, jy kan enige tyd in sy teenwoordigheid ingaan. Toe my kindertjies, veral Stefan, toe hulle so klein was, Stefan het 'n manier gehad, as ek inry by die erf, dan stop hy my, dan dink ek, ag, dis opdraande, nou moet ek eers weer stop. Handbriek optrek. Ja, seun, hallo. Né? Maar pa, ek het nie geweet dit plan. Ja, dit nee, ek speel. Hoekom doen ek dit? Want ek is sy pa. 1 of 2 keer het hulle op die kansel gehardloop, dan het ek alles gestop en eers met hulle gepraat. 'n Vriend van my, sy seun, speel by een van hierdie smart skool, affies die een langs hom, daai Engelse skool, Boys High. Hy speel daar rugby en sy seun kry seer en hy hardloop op die veld om sy seun te help. En die skeieregter sê vir hom, nee, jy mag nie wees. Wat is jy van hierdie kind? Jy weet, as jy 'n mediese klerk of wat ook al. Hy sê, ek is sy pa. Nou, hy staan daar by sy seun wat beseer is. Hulle kon hom nie daar wegkry nie. Jy sien, dis 'n pa. Dis die Here God wie ek en jy dien. Hierdie wêreld kan sê, maar Here, jy het jou plek. Nee, jy weet, ons praat nie nou oor Christendom. God is my pa. Hy kan enige plek kom net waar hy wil. Hy kan sê wat hy wil. Hy is my pa. Dis my verhouding met hom. Vader, dankie vir u kosbare woord. Dankie dat ons in die woord kan vashou, Here. Dankie dat die woord ons red. Dankie dat die openbaring van u woord ons kon vrymaak het, Here. Vader, dat ons kon ontdek dat ons 'n lewende verhouding met u het. Dat die prys wat u seun betaal het, Here, daar's nie ergens 'n streep getrek. Here, en dit wat vir die disippels gegeld het, geld nie meer vir ons nie. Here, ons weet dat ons in daardie lewende verhouding saam met u kan staan. En ons eer u daarvoor, Vader. Here, ons wil vanoggend kom en Here, ek wil bid vir elke persoon wat hier is. Here, dat u elkeen sal kom seën. En Here, as daar vandag mense is wat 'n besluit vir u moet neem, Vader, dat hulle net vandag hier sal uitstap nie, Here, maar dat hulle daardie besluit vir u sal neem, Here. Dat hulle by u sal uitkom. Ek dank u daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Terwyl jy net so sit, ek het net vanoggend terwyl ek stilte tyd hou, het die Here my net 'n paar behoeftes gewys waarvoor ons kan bid vanoggend. So as jy kan vir enigiets anders ook uitkom na die tyd, maak nie saak nie. Maar spesifiek vir mense wat dalk liefdeloosheid in julle lewe beleef het. Man, ons het 'n wonderlike bedieningsspan hier wat vir jou gaan liefde gee en saam met jou gaan bid. Net vir 'n oomblik net saam met jou gaan bid. Kom uit na die tyd. En dan wat siekte aan betref, ek sien iemand se heupe wat nie lekker is nie, iemand met hartversaking, spiere wat besig is om te verkalk, en dan iemand se bene wat ingee. Jou bene bly ingee. En jy weet nie wat is fout nie. Kom uit, laat ons net saam met jou bid. Ons vertrou saam met jou die Here. Dat die Here jou sal aanraak. En dan is daar enige ander iets is wat jy enige behoefte oor het. Kom na die tyd uit as die diens afgesluit is en ons gaan saam met jou bid. Kom ons sing 'n laaste liedjie en dan gaan ons afsluit met gebed. Dankie.